Welkom liewe vriende by die Dink Bybels potgooi. Dis 'n potgooi wat toegewy is daaraan om Christene toe te rus met die kennis wat nodig is om 'n dieper verstaan te kultiveer van die tye waarin ons leef, op weg na 'n antwoord op die vraag: hoe sal ons dan leef in hierdie tye? En ek is baie bevoorreg om vir Prof Nelis Niemand hierso by ons te hê. Definitief nie nodig om bekend gestel te word in NG en vele ander kringe nie. Prof was die voormalige moderator van die Algemene Sinode. Wat se jare was dit nou weer gewees? 2011 tot so 2015, ook nou al amper 10 jaar gelede. Hoe langer is dit? Dus ek is nou in 2012 gelegitimeer, so dit was die tyd toe ek nog nie vreeslik belang gestel het in kerksake nie. En Goed. Prof is tans direkteur van Huguenote College. En wat behels dit? Is dit meer 'n administratiewe pos of is daar ook so 'n bietjie klasgee daaraan verbonde? Nee, nie meer nie. Op die oomblik is dit maar meestal administratief. Ek probeer nog hier en daar bybly met navorsing en referate en goeters. Maar 90% van die werk is maar eintlik om leiding te gee en akademiese uitnemendheid na te streef. Dan is Prof ook lid van die Godsdienstwetenskappe fakulteit by Universiteit Pretoria. Is dit ook bietjie meer net navorsing en administrasie of is daar bietjie... Nee, dit is my vorige lewe. Ek was baie jare betrokke as professor in sendingwetenskap by die departement Godsdienst en Sendingwetenskap. Maar die laaste 5 jaar is ek by Huguenote College. So dit was voor ek nou hiernatoe gekom het, was ek by Universiteit van Pretoria by die fakulteit teologie. Dis nou Prof se aftreepos waarmee Prof nou besig is. Eintlik my beginpos. Beginpos. Ek het alles behalwe. Ja, aftree is na volgende jaar en dan is dit ek is nie soort van iemand wat maklik aftree nie, maar dan sal ek dit nou met erns begin volgende jaar. En dan dit was nou maar net 'n laaste deeltjie van die akademiese reis. Okay, alright. En dan is Prof se spesialisasieveld is missiologie en dit is dan ook waar ons dan nou vanaand 'n bietjie gaan gesels. Die titel van die reeks waarmee ons besig is op die pot gooi is Idees het gevolge. In die reeks doen ons dan ook ondersoek in die groot idees wat op hierdie stadium vormend inwerk op ons kultuur in die kerk. Dan ook vanuit verskillende samelewingshoeke, so sosio-kultureel, polities, godsdienstig, ekonomies en akademies. En vandag se onderwerp is dan missionale teologie. En ek is baie bevoorreg om dan nou vir Prof bietjie te kan vra, wat is dit, waar kom dit vandaan en hoe lyk dit teologies en ook in die kerklike praktyk? Ek wil net vinnig dalk so 'n bietjie konteks gee aan ons gesprek vandag. Dit kom nou na aanleiding van voordrag wat Prof in Julie maand by Akademia Instituut in Pretoria se filosofie en teologie konferensie gedoen het. Ek sal dan nou die skakel na daardie opname van daardie voordrag ook sommer in die video beskrywing sit, dat as hulle sou wou dat die luisteraars ook net die hele ding kan gaan kyk. Maar ek het na die afloop van die konferensie, na die tyd met Prof so 'n bietjie gesels, net my ervaring gedeel, dat dit die eerste keer was, dis miskien tot my eie spyt of my eie skuld en skande, die eerste keer is wat ek die missionale teologie so helder en duidelik omskryf gehoor het, en dat ek gevoel het, 'n opvolggesprek sou geweldig van waarde wees, ek dink veral vir die groter kerklike gesprek op hierdie stadium, omdat die missionale teologie so sterk dryfveer in die NG Kerk geword het, in terme van die verstaan van die aard en rol van teologie, en ook die verstaan van die aard en rol van kerklike praktyk. Nou, mense so aan die begin van die gesprek dalk net moet noem, dat ek dink ek en Prof waarskynlik op verskillende plekke land, wat betref spesifieke belangrike aksente, raak in ons verstaan van die aard en rol van die teologie, en ook ons verstaan van die aard en rol van kerklike praktyk, en dat ons tot 'n mate dalk verteenwoordigend is van groeperinge in die NG Kerk, wat ook met mekaar verskil hieroor, maar ek glo regtig, dat hierdie feit op hierdie stadium van die NG Kerk se navigering van die spanning, gesprek met mekaar nie uitgesluit word of gediskwalifiseer word nie. Ek glo inteendeel dat hierdie tipe oop en eerlike gesprekke juis nou nodig is, dat hoe ook al die spanning in die NG Kerk verder bestuur gaan word of dalk uiteindelik opgelos gaan word, 'n beter en 'n dieper wederwysige verstaan wat uitgesprekke soos hierdie mag kom. Ek het nou nog 'n paar opgelyn met ander mense wat ek dink ook baie sinvol gaan wees, dat die bestuur of die oplos van die spanning dalk op 'n meer verstandige of respekvolle manier kan geskied. Is daar enige ietsie wat Prof dalk op hierdie stadium net wil bysit voordat ons 'n bietjie inspring? Ja, dankie. Nee, ek is verskriklik bly dat daar 'n opgewondenheid by jou posvat oor missionale teologie. As jy nou by my in die klas was by Tikkie, sou jy nou al uit die staanspoor opgewonde gewees het daaroor, maar soos jy sê, jy het nou by die verkeerde plek gaan swat in die bus gemis na Stellenbosch. Maar nee, dit is 'n passie vir my, maar natuurlik nie net vir my nie. Ek sou met vrymoedigheid kon sê dat dit waarskynlik die enkele grootste konsensuspunt in die Christelike kerk in die wêreld is op die oomblik.
by al die pole van ekumeniese plekke en by kerke van die ortodokse kerk tot die katholieke kerk en omtrent alles tussenin. Dus nou juist terwyl ons hier praat, die groot Lausanne-konferensie wat ook geweldig gedra word deur eintlik hierdie hele missionale beweging. Ek sou ook net wou sê, Debois, ek hoor jy sê dat ek en jy nou die twee pole verteenwoordig. Ek wil nou regtig waar sê, ek weet nou nie heeltemal of dit so is nie. Ek is nie heeltemal seker wat jou standpunte oor die aard en die rol van kerklike praktyk is nie. Miskien wil albei van ons maar net, jy weet, goeie dominees wees wat die woord verkondig en mense motiveer om aan te sluit met die groot goed wat God doen. So ek dink ons is dalk op dieselfde bladsy daar, maar kom ons eksploreer so 'n bietjie die lekker interessante vrae wat jy dalk wil stel. So ek wil net uit die staanspoor sê, dis nogal inherent in my missiologiese aard dat ek nie goed uit die staanspoor teenoor mekaar wil opstel nie, maar eintlik die paradoks vashou. Ja, Maar kom ons kyk, miskien is dit so, miskien nie, ek weet nie, maar ek het nie eintlik heeltemal so gevoel oor kerklike praktyk en so nie. Maar daar's natuurlik goeders wat in die kerk is waaroor klomp mense verskil en dis ook goed so, want die kerk is nogal 'n plek waar as mense jy weet, respekvol en deernisvol na mekaar luister, dan kan ons, jy weet, nog steeds gemeenskap vorm ondanks ons verskille. Ja, en ek respekteer jou standpunte en ek weet jy het vir my gesê jy respekteer myne, so kom ons luister. Ja, nee, ek dink vir my is dit net lekker dat 'n mens omdat ek dink daar 'n klomp voorveronderstellings oor en ek het nou nie ek het nie noodwendig bedoel dat ons verteenwoordig pole nie. Ek dink ons is dalk net verteenwoordiging van verskillende groeperinge. Maar dat 'n mens verskillende voorveronderstellings het oor die groeperinge wat 'n mens se sienings dalk so 'n bietjie beter in tuis kom. En wat hierdie gesprek dan nou vir my sal lekker maak is, en ek is baie dankbaar vir die tyd wat prof hieraan afstaan. Ek het op die ouend 21 vrae opgestel, plus 'n bonusvraag. Ek het hom dan nou so afgekap tot by 15 vrae. Ons sal kyk hoe ver ons vanaand kom. Lekker, ja, mooi. Maar dat ek dink die vraag wat baie keer onder die oppervlakte sit en mense voel jy nie noodwendige antwoord kry, want mens kan nie hierdie gesprekke lekker voer op 'n sinode vloer nie. Dit is net onmoontlik dat 'n mens dan nou in sulke informele settings dan 'n bietjie beter dalk tot 'n slotsom kan kom. Nou kom ons luister, laat waai. Alright, die eerste vraag hier prof, reaksie op mense omstandighede en veral veranderende omstandighede is in vele opsigte maar 'n basiese oorlewingsimpuls. As jy gevaar sien of 'n geleentheid sien, dan reageer 'n mens daarop. En ek dink dis waar in persoonlike lewe, dis ook waar in gemeenskaplike lewe. Die teologie dan as 'n persoonlike maar ook as 'n gemeenskaplike onderneming word nie uitgesluit wanneer dit kom, dink ek, by reaktiewe impulse nie. So sou prof sê dat 'n mens kon sê die groot teologiese skuwe wat veral deur die laaste 500 jaar plaasgevind het, elemente van reaktiwiteit bevat het. Dis nou gereformeerde, liberale, pentakostale, fundamentalistiese teologie, al hierdie kategorieë. Dink prof daar's 'n mate van reaktiwiteit by hierdie teologie betrokke gewees? Dis 'n vreemde benadering tot teologie, jy weet, dis so evolutionistiese kyk wat nou werk met oorlewingsimpulse en so. Jy weet dat daai benadering tot werklikheidsbegrip het diep wortels in die evolusieteorie en wat die hele menslike verstaan op 'n sekere manier sien. So ek is so 'n bietjie verras oor daai invalshoek. Dit is seker 'n innoverende manier om oor teologie te praat, maar ek wil net sê daar's natuurlik baie ander roetes ook wat 'n ou kan saamloop om oor teologie te praat wat mense dalk mooier aspekte van die reis sal raak sien. My benadering is eintlik om geloofsonderskeidend en jy weet, bidend die konteks te lees en te vra hoe God teenwoordig is in die konteks. En ons sal later seker in diepte daarby kom wat dit beteken as ons praat oor Missio Dei, oor God wat werk. So in missionale teologie is ons eerste impuls eintlik altyd om te vra hoe is God teenwoordig in elke konteks. Ek is dus eintlik so bietjie versigtig om te sê dat jy weet, wat jy nou getipeer het as 'n tipe reaksionêre benadering as die enigste lens om teologie te beskryf, want dan kom jy noodwendig by sekere antiteses. Ek dink net gewoon menswees is baie meer as reaksie op gevaar of impulse. Dit is 'n stukkie daarvan,
maar menswees is skoonheid en liefde en lewensvreugde en skepende kuns, maar ook jy weet seer kry en swaar kry en deernis en sulke goed ook. So ek dink ek is so 'n bietjie versigtig om net daai lens op te sit. En ek sou aan die ander kant nou natuurlik ook, jy weet, met jou so vir 'n rukkie wou saamspeel en sê, okay, kom ons sê dat, jy weet, nie net in die laaste 500 jaar nie, maar van die staanspoor uit, het teologie elemente gehad van reaksie op goed wat gebeur. Ek meen, dis hoekom die heel eerste kerklike vergaderings gehou is. Jy weet, al die eerste konsilies en synodes en so is gehou, omdat daar genoeg rede was om te sê, jy weet, iets is nie lekker nie, of daar is duidelikheid nodig. So ons is maar altyd besig om te reageer op ons konteks, en so was dit in die geskiedenis. Nou nie eers vir 500 jaar nie, maar waarskynlik vir 2000 jaar. En dit is iets wat aanleiding gee tot teologiese ideevorming, maar as God self sy kerk in stand hou, dan wil ek sê dat God ook deur hierdie soort van gelowige nadenkende besig wees met die uitdagings van die tye. Jy weet dat die Heilige Gees dan juis geboorte gee aan nuwe insigte of verdiepte kennis. So ek dink iets daarvan, maar ek dink nie mens moet net die lens gebruik van teologie is reaksionêr nie. Daar is, jy weet, in die hedendaagse teologiese gesprekke, sekere goeters wat hulle self vanuit 'n soort van marxistiese verstaan doelbewus as tipe reaksionêre teologie vooropstel. Maar ek is nie daar nie, en missionale teologie is ook nie daar nie. Nee, want ek is nou juist besig met 'n studie oor die teologiese ontwikkeling vanaf Kant, Immanuel Kant, en hoe sy filosofie, sy kritiese filosofie aanleiding gegee het tot wat dan nou vandag bekend staan as liberale teologie, en ook op die ouend nuwe-ortodoksie. En nuwe-ortodoksie wat eintlik maar algemeen bekend is as in reaksie op die liberalisme van die 18de eeu om God so half te vrywaar van empiriese ondersoek, half die geloof te red van die wetenskap af, daai hele ding. So ek in daai opsig, en omdat prof ook gesê die missionale teologie is omtrent nou so 150 jaar oud, het ek gedink dit val nou in daai tydperk hier so in die oorgang van die 1900s waar jy baie van hierdie verskillende dinamikas in die teologie op een punt bymekaar trek. Toe ek gedog, is daar dalk iets wat 'n mens van die missionale teologie ook kan sê dat dit in reaksie dan was op 'n klomp van die goed. Kom ek speel so 'n bietjie saam met jou en sê, as missionale teologie 'n reaksie is op iets, dan is dit 'n reaksie op oordrewe kerkgesentreerde teologie wat die kerk in die sentrum geplaas het en nie God in die koninkryk nie. Okay. Dit is sonder twyfel so. Dis 'n reaksie op dink dat die kerk kan met mag die koninkryk laat kom. Jy weet, soos wat in die Christendom tydperk, ons gebruik maar daai tegniese woord. Dis 'n reaksie op 'n kerk wat dink 'n mens moet word soos wat ons is en na ons toe kom. Met ander woorde, ons praat nou sommer van 'n attractional model. En dit vra daarteenoor en sê, maar hoe kan ons na die mense in die samelewing uitreik en saam met hulle gemeenskap vorm? En ek dink dit is 'n reaksie op die vernietigende gevolge van modernisme, omdat jy nou in filosofie belangstel, met die sterk klem op die rede en om goed net te wil verstaan, en 'n uitskuif van dit wat nie binne daai, jy weet, modernisme tuiskom nie. Met ander woorde, 'n reaksie op sekularisasie. Ek wil nou nie te tegniese woorde gebruik nie. Maar dit het ook natuurlik in baie van die boeke en literatuur en jy weet uit die lewenservaring van mense in die kerk wat gesê het, maar dis nie hoe die kerk is nie. So in daai sin, ja, is dit 'n soort van reaksie wat wil wegbeweeg van 'n kerkgesentreerde teologie af. Okay. Nou, die ander vraagie wat ek gehad het is, as 'n mens die woordjie missionaal gebruik, hoe onderskei prof missionaal teenoor missionêr? Dis 'n goeie vraag. Dit het eintlik, jy weet, dit is nou maar tipies wat in 'n akademie gebeur. Is jy weet, ons laat die engele op die naald se punt dans. En nou is besig met klein goedjies partykeer. So daar is selfs al artikels hieroor geskryf en navorsing gedoen. Want in die Engelse soort van teologiese gesprek is die begrip missional meer omvattend. Jy weet, daar word net van missional gepraat, terwyl in Afrikaans
is daar die woord missionêr en missionaal, wat in die vroeë stadium van die gesprekke eintlik oorvleelend gebruik is, maar Willem Saiman het toe op 'n konferensie van die missiologie werkgemeenskap probeer om so 'n bietjie helderheid te bring. So tegnies, maar missionêr, jy weet, nêr is die sendingbeweging van die 19de eeu, wat die klem was op sendingwerk op allerhande plekke, wêreldsending, maar veral sending vanuit 'n posisie van mag. Sending is iets wat jy doen aan ander mense, en waar jy baie keer mense afvaardig en stuur, sodat hulle op 'n ander plek, jy weet, God, ons het baie keer taal gebruik, soos ons vat Jesus nou Afrika toe. Dis missionêr. Missionaal is 'n totaal ander omvattende teologiese konsep wat eintlik verwys na deelname aan God se sending. En dis sending deur almal, dis nie vanuit 'n posisie van mag nie. Om die waarheid te sê, dit is baie keer jy sending deur die magteloses en die randfigure en die verworpenes en die minstes. So ons praat selfs in Engels deesdae van mission from the margins. So dis 'n goeie vraag, en ek dink, maar jy sal amper die woord missionêr nie meer gebruik hoor nie, behalwe waar mense wat nou nie teologies fyn besnaard is nie, maar taalkundig is, die Engelse missional met missionêr vertaal. As ek nou, prof, so 'n bietjie kan net fyner uitvra op dit, so sê nou jy het nou 'n konteks waar die evangelie nog glad nie gehoor was nie. Nou as jy nou versigtig moet wees om dan nou vir Jesus na hierdie konteks toe te vat, hoe sou prof daai dinamika aanspreek? Ja, jy vat nie Jesus so toe nie, want die Missio-Dei beginsel, of kom ek sê bousteen van missionale teologie, sê dat God is alreeds oral werksaam. God is daar werksaam, al is dit nou teoreties hierdie soort van plek waar hulle nog nooit die Bybel gehoor het of van Jesus gehoor het nie. Dit beperk nie God se werk daar nie. Wat jy nou doen is jy gaan eintlik soontoe en help mense om te ontdek of te onderskei, ons kan 'n bietjie later oor die woord praat, dat God in ieder geval by hulle aan die werk is. Dit is ook die Bybelse riglyn, hè? Dat die Gees werk reeds. Ons sal baie keer oor die boek Handelinge, een van jy weet, die goeie Nuwe Testamentici het gesê, Handelinge is catching up with the Holy Spirit. God werk vooruit, voordat jy weet, Petrus nog 'n ding kan doen, toe word die Heilige Gees uitgestort. Voordat jy weet, hy nog kon verstaan wat aan die gang is, toe is Cornelius al besig om gesigte te sien en jy weet, die Here se stem te hoor. Nou, dit is wat Missio-Dei eintlik beteken. God werk oral en hy sal reeds aan die werk, waar die Bybel gehoor word, maar ook waar die Bybel nie gehoor word nie, werk God. En ons werk is om dan nou, kom ek sê, perspektief te bring, die evangelie helder te gaan verkondig daar, maar dan vat ons nie Jesus soontoe nie, dan bring ons die boodskap soontoe dat Jesus reeds daar werk. Jy hoor, is 'n nuance? Ja, dis 'n nuance. Maar dis 'n baie goeie vraag, en dit gee my kans om eintlik die hart van die ding te verduidelik, dat jy weet, die kerk is nie 'n plek waar jy mense motiveer om die kerk te dien nie. Die kerk is die sendingstasie. Jy rus mense toe om in die alledaagse te sien wat God doen en daarbey aan te sluit. So dis eintlik meer 'n tipe van om inhoud te gee aan God se werksaamheid daarso. Ja, Okay. ja, presies dit. Ja. So jy weet, daarom sou ons nou nogal baie, as ek dit regtig amper oor vereenvoudig kan verduidelik, sê die kerk is nie 'n gebou nie, maar dis die mense. Ek het nou die dag by 'n gemeente in Gauteng gesien, hulle sê, jy weet, die gemeente se naam sê hulle, hier vergader die gemeente. Dis nie die kerkgebou nie, hier vergader die gemeente. So dis nie 'n byeenkoms op 'n Sondag nie, maar dis mense wat op allerhande tye, maar ook op 'n Sondag by mekaar kom, om die Here te volg. Hulle gaan nie op 'n Sondag kerk toe om godsdienstige toerusting te verbruik nie, maar hulle aanbid sodat hulle, jy weet, toegerus kan word om in die wêreld die Here te dien. Soos wat die een nou sê, as die diens dan nou verby is, the church has left the building. Ja, jy weet, presies, om eintlik te sê, die gebou, dis vir my altyd so sprekend, eintlik irriterend as ek nou dit mag sê, ook publiek, as gemeentes hulle identiteit vasmaak aan die, weet, so mooi logootjie van die kerkgebou. En dis deurtrek in die NG Kerk, nee. Ek kyk altyd uit daarvoor, op 'n brief of op die web of so,
dan sien ek baie keer gemeentes het nou hulle pragtige kerkgebou, dan sê hulle, dit is die NG gemeente met die plek se naam. Dit kan net nie wees nie. Dit is maar net 'n gebou waar ons toevallig by mekaar kom, maar die gemeente is iets heeltemal anderster. Dis 'n gemeenskap van mense waar mense jou oplei en help om kinders van God te wees, sodat jy regtig 'n disipel kan wees in jou alledaagse lewe. Nee, absoluut, absoluut. Die derde vraagie is, ek het 'n artikel in die HTS Teologiese Joernaal so rukkie terug gelees wat geskryf is deur Koos Foster, en hy haal Bram van der Beek, wat ook 'n baie gekende misioloog in sy eie reg is, haal hy aan, en dit is basies om in gesprek met Bram van der Beek te wees, die artikel. En die eerste paragraaf van die artikel sê, the latter part of the 20th century is known for research in the so-called genitive theologies. Usually a genitive theology has an ulterior motive, aiming at the transformation of a society or the promotion of sound politics as economy. It is a theology of, 'n teologie van. En dan sê hy nou die verskillende teologieë van, die teologie van revolusie, die teologie van transformasie, van politieke teologie, die teologie van liberasie, en dan in recent years the trend culminated in public theology. En dan haal hy vir Bram van der Beek aan, wat die beskouing het, oor die vraag wat hy daar weergee is, moet godsdienst en die kerk ooit 'n bybedoeling hê, of in diens van enige ander onderneming staan, anders as om God te aanbid en God te dien. En ek het ook prof gehoor in die aanbieding dat prof sê misiologie, of missionale teologie is 'n teologie van sending. Sou prof sê, hy pas binne in hierdie raamwerk van wat Koos hierso skryf, dat dit 'n genitiewe teologie is, 'n tipe teologie wat 'n spesifieke agenda het, of hoe sou prof interaksie met hierdie aanhaling hê? Nee, glad nie. Ek sou sê dis presies daarteen. Die kerk staan in diens van God en om die lewe in oorvloed wat God aan die wêreld skenk te bring. En dit mag natuurlik op gegeewe plekke en tye verskillend lyk, maar missionale teologie is trinitariese teologie uit die hele oorsprong uit. Dit jy weet veral die herlewing van missionale teologie. As jy nou met 'n ortodokse geleerde praat, dan sou hulle vir jou sê dis nie 150 jaar oud nie. Dit kom uit die ou kerkvaders uit die synode van Chalcedon en die Kappadosiese vaders. Ek het al etlike konferensies in ortodokse lande bygewoon, dan val ek byna op my rug oor hoe suiwer en fantasties mooi is hulle missionale teologie van die goeders wat ons nou weer eers afstof. Maar nee, dit is trinitariese teologie wat sê dat God is 'n sturende God en God wat liefdevolle deernis met die wêreld het en God is reddend en sorgend en barmhartig en regverdig en lewendig teenwoordig. Dis nie genitiewe teologie nie, maar eintlik trinitariese teologie. Elke en daarom ook byvoorbeeld die sterk rol van Karl Barth wat self, onthou nou, as jy nou praat oor Karl Barth, om dit maar net te verduidelik, as jy nou in Switserland sou kom by die mooi kerk in Genève, waar Calvin gewerk het, nee, dan is daar so 'n mooi museum oor die Calvin erfenis, en dan in die museum is daar, 'n mooi fotomontage van Karl Barth as soort van die akademiese uitdrukking van gereformeerde Calvinistiese uitnemendheid. En dit moet 'n mens goed verstaan om nou hierdie roete of die reis van missionale teologie te verstaan. Is die nuwe waardering vir die Triniteit. Julle weet, mense wat nou baie sistematiese teologie belangstel sal sê dat een van die groot temas in sistematiese teologie die laaste 50, 60, 70 jaar is die herontdekking van die Triniteit. En daai het begin veral met die werk van Karl Barth. En die twee woorde, of natuurlik, hoe kan 'n mens nou Barth so beledig om net oor twee woorde te praat? Hy het 'n oorvloed woorde gehad, en hy het ook 'n bietjie soort van nuwe inhoud gegee aan hierdie konsep. Hy het nie die woord Messiah gebruik soos ons dit deesdae gebruik nie, maar die idee van die sturende God, die Vader wat die Seun stuur, die Vader en die Seun stuur die Gees. Die Gees roep die kerk en stuur die kerk weer uit. Dit is trinitariese teologie. En dit klink eintlik so 'n bietjie anderster en sou ek nou maar self sê,
Ek moes nou maar in my studente daar ook al die ander teologie van revolusie en teologie van dit en dat lees. Maar ek het persoonlik in my geloofslewe baie goed tuisgekom in die missionale teologie. Oor presies dit wat die skoonheid daarvan is. Nee, oké. En prof gee ook in die voordrag 'n blik op een van die kernondernemings van die missionale teologie. Dan haal prof die bekende Princeton missioloog Darrell Gooder aan. En dan sê prof dat dit lewer kritiek teen 'n kerk wat fokus op institusionele stabiliteit eerder as 'n fokus op die dinamiese verhouding met God. Nou, sou prof sê dat hierdie twee forme van kerklike praktyk wederzijds uitsluitend is? Kan mens net vir een van die twee kies of is daar plek binne die missionale raamwerk vir institusionalisering ook? Ja, nee goed, dus bly jy verwys na Darrell Gooder. Hy is nou, Darrell Gooder sou waarskynlik een van die grootste Barth-kenners wees. Ek wil nou maar net daai spoortjie vat. En hy is 'n geweldige sterk gereformeerde teoloog ook al is. Nou ja, Princeton is natuurlik die Presbyteriaanse kerk in die VSA se opleidingsplek. So jy kan verwag dat hy soort van baie sterk gereformeerde taal sal praat. En hy sou waarskynlik dink ek as jy daai vraag vir hom vra, sê dat jy hoef nie van die twee te kies nie. Dis 'n soort van twee pole, maar daar's 'n rangorde. Die instituut is daar ter wille van sending en nie andersom nie. En dit gebruik ons algemeen in missionale teologie sal ons altyd sê dat God se sending gaan die kerk vooraf. Daar was eers die Missio Dei en dan die kerk, nie andersom nie. Dis nie eers die kerk en dat die kerk dan 'n sending het nie. Sending het 'n kerk, as jy die woordspeling sou soort van, waardeer. Ja, ek dink dis Christopher Wright wat gesê het God does not have a church for his mission in the world, God's mission as a church in the world. Iets in die lyn. Mooi, as jy al van Christopher Wright hou, is jy op 'n goeie pad. Hy is so meer 'n evangeliese sendingkundige wat 'n geweldige groot rol speel om juist die wêreldraad van kerke in die evangeliese beweging bymekaar te bring. So lees hom gerus en hy sê dit mooi. Prof haal vir Laurens Bosman aan van Stellenbosch. Ekskuus, dis nie van Stellenbosch nie, is van Algemene Sinode, ekskuus. Laurens sal okay. Ek sal accept neem. Ja, net van Stellenbosch se wyn, maar verder kan jy maar is 'n tikkie, ja. Hy het 'n vertaling van die Wêreldraad van Kerke se traktaat oor saam na die lewe. Wat dan nou stel in Afrikaans, die kerk is 'n lewende organisme en daarom altyd aan die verander in die proses van deelname aan God se sending. Nou, hoe sou prof, kyk ek die laaste vraagie, die bonusvraagie is mos nou, hoe sou prof 'n ou soos ek evangeliseer wat miskien bietjie skepties is oor die missionale teologie, maar as nou by dit kom, maar hierdie is nou een van die vrae wat my so bietjie help op die roete. Hoe sou prof vir mense wat skepties is oor die moderne fokus op progressie en dus miskien huiwerig is oor om verandering wat baie keer ter wille van verandering, hoe sou prof verduidelik op watter wyse die kerk verander in deelname aan God se sending? Ja, kom nou, jy klink vir my baie gereformeerd en die wekroep van gereformeerdes is semper reformanda. Die ouens wat die meeste verandering in die kerk gebring het, is gereformeerdes. So jy moet nou maar net kies waar jy op die tydlyn staan. My indruk is baie keer, en ek sê nou nie jy nie, maar ouens wat ek al in my lewe raak geloop het, jy weet, hulle sal sê, al die verandering is goed tot op daai plek waar hulle tuis is in die verandering, en alles wat daarna kom, hou hulle nie van nie. Nee, ek dink, maar dit sê ek nou maar 'n bietjie tong in die kies. Ja. Nou nee, ons is nie skepties oor verandering nie, gereformeerdes leef uit verandering. Die Gees bring lewe en lewe is verandering. Ek meen, daarom, jy weet, beelde van die kerk, jy weet, van verandering. Dis die klem van gereformeerde eklesiologie. Die metafore wat oor die kerk gebruik word is lewende metafore. Dis juist die probleem met die modernisme net, dat hulle die kerk gereduseer het tot statiese goeders, tot soort van besigheidskonsepte wat sê dis 'n meganisme wat jy liewer trek dan gebeur goed op hierdie of daai manier, terwyl ons eintlik dink ek eerder daarvan hou om te praat van 'n wingerdstok of brood wat uitreis of 'n liggaam. En ek is nie bang vir die verandering wat Jesus bring nie, want hy bring die verandering wat ware lewe bring. So, nee, gereformeerdes hoef nie tot bekering gelei te word, of ek hoef jou nie te evangeliseer nie. Ek hoef jou maar net te herinner aan jou ware wortels. Jy is
Jy weet, die kerk wat jy dien, is elke dag staar ons verandering. Jy doen dit nou reeds, jy sit hier en praat met my. Jy weet, met pragtige elektroniese toerusting wat jy gaan beeld saai, beeld en woorde. Dit is iets niets wat net jy weet, die laaste 50 of 60 jaar moontlik is. En die sekere manier wat jy dit doen, digitaal, die laaste 20 jaar. Jy verander, net soos jy daar sit. Is ons besig om die spel van verandering te speel. Ons is nie meer in 'n orale kultuur of in 'n geskrewe kultuur soos wat Calvin en daai ooms was nie. Ons is in 'n digitale kultuur, maar ons is nie bang daarvoor nie. Ons pas aan en nou ja, dis hoekom ek dink ek is nie bangerig vir verandering nie en dit klink vir my jy ook nie. Nee, en dit is vir my goed dat Prof dit sê, want dit klink vir my of Prof sê, die verandering waarvan die Wêreldraad van Kerke dan nou hier praat, is dis 'n verandering in die verpakking van die evangelie. En ek dink waarvoor ons baie keer bietjie bang is, of wat 'n mens dan nou neig na 'n skeptiese omgang met van hierdie goed, is dat dit nie soseer 'n verandering van die verpakking is, as wat dit dalk 'n verandering van die inhoud en die interpretasie van die inhoud is nie. Ja, dis 'n goeie punt, maar de Boer teologie was nog nooit staties nie. Dis wat dit so fantasties maak. Ek meen, hoe meer ek nou my verdiep in teologie, hoe lekkerder is dit, want kom agter, jy weet, daar is net jy weet, nuwe insigte wat oopgaan. Dit is wonderlik. Ons hoef nie ons teologie vas te vries by Calvin in die 16de eeu nie. Ons is verby dit. Maar ons vat dit saam vorentoe, né? Dit is 'n reis wat ons geloop het. Dit was 'n draaipunt in die pad en ons het daai afdraaipad of daai regte pad gevat. Maak jy weet, maar hang af met wie jy sou praat. As jy met 'n Rooms-Katoliek praat, sou hulle nou iets anders sê. Maar ek en jy wat hier sit in die kerk aan wie ons behoort, het daai pad gevat en ons kyk met dankbaarheid terug, maar die pad loop vorentoe en langs hierdie pad gebeur daar goeters. So ek sal nou 'n bietjie, miskien as die gesprek weet uitmond daar en so 'n bietjie praat oor wat is nou die veranderlikes en wat is nou konstant of so. Dit is iets waarna ons soek en wat ons erken. So die groei en die verandering, daar is nuances oor dit wat ek nie nou op sal wil ingaan. Jy weet oor wat is dan nou die hart van die ding nie. Maar ek dink as jy nou daai dokument van die Wêreldraad van Kerke, dis 'n baie algemene ekumeniese dokument wat daaroor gaan dat daar's dinamika en lewe en dit veral is hierdie laaste dokument wat Lourens Bosman nou vertaal het in goeie Afrikaans. Ene wat sê dat dit herstel die pneumatologie, die werk van die Heilige Gees en die lewe wat die Heilige Gees bring en dit herstel miskien nou, jy weet, dalk nie so seer in reaksie op gebeure nie, want dit is meer ekumenies hierdie, maar dit herstel tog ietsie van ons siening van die kerk as 'n dinamiese, lewende organisme. Ek hou van as Prof verwys na want ek dink dis die groot kwelpunt in die kerk, is die hele argument rondom wat is nou die konstant is en wat is die veranderlik is. Soos Prof sê, ons gaan nou 'n bietjie by dit uitkom. Prof het 'n baie mooi beeld gebruik in die vraag en antwoord sessie by daai konferensie in Pretoria. Ek het Prof so 'n bietjie gevra oor die ding en toe Prof die beeld gebruik van om te sê dat die ding is nie oeverloos nie. Met ander woorde, daar is 'n raamwerk waarbinne hierdie verandering plaasvind. Dit is die hart van my vakgebied. Is om te vra wat is die jy weet, letterlik sal jy boeke kry in missiologie wat praat van constants in context. Wat is die konstante en wat is die kontekstuele? Jy sou fantastiese Afrika teoloë kry wat skryf oor wat is nou mense wat nou moet sin maak, nê, in Afrika van hierdie boodskap wat nou hier aangekom het. Hulle ontdek dat God nogal, jy weet, ek meen dit was Afrika teoloë wat ons sê hoor hierdie God van wie julle praat, ons het nie heeltemal hom geken soos wat julle nou vir ons vertel nie, maar ons het hom geken. Hy's nie, jy weet, hy's nie onbekend in ons nie. Ons erken iets hiervan, maar nou dat julle vir ons die volle storie vertel, kan ons dit omhels, maar op 'n manier wat uniek en eie is van Afrika. En so word dit 'n inheemse lewende teologie. So daar is konstantes en daar's kontekstualiteit. Die blote feit dat Jesus mens geword het, jy weet, kom ons sê nou maar, hy omhels mens wees, maar steeds as God, hierdie ding wat ons inkarnasie noem, is een van die kernwoorde in missionale teologie. En dit lei daartoe tot net 'n baie eenvoudige ding, jy weet, wat ons onderskei byvoorbeeld van
ander wêreldgodsdienste, nie almal nie, maar die Christendom of die Christelike geloof is byvoorbeeld anders as Islam, in die sin van dat ons by die Christelike geloof sê, hierdie konstante storie van God se liefde en sy selfopenbaring in Jesus en Jesus wat mens geword het, moet gehoor word en daarom word dit vertaal. Dit is 'n interessante ding, nee, dat die Christelike geloof, sendelinge, wat is die eerste ding wat 'n sendeling doen? Wat het jy geleer doen sendelinge as hulle nou hier, jy weet, toe Moffat en daar al daai ouens in Suid-Afrika kom? Hulle die Bybel vertaal. Wat vier ons in Afrikaans? Die Afrikaanse Bybelvertaling. Ons lees nie die Bybel in Grieks, Aramees of net ek en jy lees dit nou. Partykeer is ons mooi onthou nog in die grondtale. Maar dis nie, ons sê nie daai is die oorspronklike ding nie. Ons sê nie dit help ons om die boodskap goed te verstaan. Maar ons sê dat die boodskap wat jy Sondag preek, daai 19 watter vertaling gebruik jy? 2020 ek dan ge-upgrade. Ja, die upgrade of die downgrade, ek weet ek nie. Maar dan moes nou af wat se vertaaltegniek. Dis nie die punt nie. Die punt is dit is in Afrikaans. En dit sê eintlik, jy weet, die evangelie klink anders in Afrikaans. Jy gebruik 'n ander woordeskat, ander konsepte vir God. So daar is 'n konstante, maar daar is ook 'n veranderlike. Ja. En dis daarom praat sendingkundiges van die vertaalbaarheid, die inherente vertaalbaarheid van die evangelie. Is een van die kosbare begrippe wat ons het. Dit is iets konstant, maar iets veranderend ook in die storie. Nou, Prof sê, dit is nou Prof se groot fokus, so dit is nou net soos met Karel Barth in 2 sinne opsom, seker nie moontlik om 40 jaar in 2 sinne op te som nie, maar wat is die raamwerk, as Prof dalk net miskien so 1 of 2 kom ons sê fokuspunte kan noem, wat is die raamwerk waarbinne julle dan as misioloog bepaal wat sou die veranderlikes wees en wat sou die konteks wat sou die konstantes wees en wat sou die kontekstuele wees? Ja, dis 'n baie goeie vraag. En dit is waarmee ons geweldig besig hou. So die eerste ding is natuurlik dat in die tradisie waarin ek staan van belydeniskerk, nee, sê ons dat die konstantes word vir ons deur die plekke waar Christene deur die eeue bymekaar gekom het om na te dink en jy weet, ons sou letterlik die taal gebruik, het ons as 'n geskenk van die Here deur die werk van die Gees in daai spesifieke plekke woorde gegee aan ons oor, jy weet, ons verstaan van wat die Bybel op daai oomblik in tyd en plek beteken as die konstante. Dit kry jy uitdrukking in jou belydenisskrifte. So daai belydenisskrifte, ook die algemene belydenisskrifte, is natuurlik ingebed in 'n sekere historiese konteks, is nie ewige waarhede, dit is soos die Bybel, maar dis anderster. Dit hang nie in die lug nie, dit is ingebed in die storie van daai tyd en redes hoekom dit op so 'n manier verwoord is, maar dit verteenwoordig vir my 'n belangrike deel van daai konstante. So jy kan hulle, jy weet maar nou wat deurvat, die 12 artikels is 'n konstante. Die belydenisskrifte wat ons as gereformeerdes het, verwoord vir ons sekere klomp konstantes in hierdie gesprek. As jy met katholieke teoloë sou praat, dan sou jy by dieselfde begin 'n vertrekpunt kry, die soort van algemene belydenisskrifte. Maar dan het ons nou al hierdie fascinerende gesprekke deesdae oor jy weet, ek meen in deesdae in die Rooms-Katolieke teologie is daar jy weet 'n totaal ander begrip oor wat tydens die reformatie gebeur het. Ek was nogal by die geleentheid met die viering van die 500 jaar van die reformatie in Duitsland, wat die belangrike afgevaardigde van die Rooms-Katolieke Kerk presies dit ook gesê het, dat miskien as hulle nou die insigte gehad het wat hulle nou het, was die reformatie dalk nie nodig nie. So daar's nie soveel wat ons uitmekaar uithou nie, maar een van die meganismes is dus vir ons, of wat ons konstant is ons belydenisskrifte. Die tweede saak wat ons dan sterk aan mekaar hou, is om te sê dat ons saam nie op jou eie nie, maar eintlik jou self onderwerp aan die dissipline om saam met ander gelowiges te soek na die waarheid en te onderskei oor wat nou hier vir ons die konstante is en wat is die goeders wat kontekstueel relevant is in ons omstandighede. Ja, so dis verblydend as 'n mens dan nou sê binne ek tref
persoonlike onderskeid tussen gereformeerde teologie proper en missionale teologie. Ek dink hulle het verskillende fokusse, maar dat 'n mens sê, vir al twee hierdie teologiese lokusse is die Bybel en die belydenisskrifte van kernbelang is ons sê, dis waardeur ons konstant is bepaal, maar op die ouend is dat dan nou geskille dan eintlik net oor hoe interpreteer ons dan nou, en hoe bepaal ons dan nou die konstantes uit die Bybel en die belydenisskrifte. So het julle 'n bepaalde hermeneutiese beginsel wat julle gebruik wanneer julle gaan kyk na hierdie historiese dokumente? Ja, absoluut. Daar's 'n hele, kom ek sê nou maar, belangstellingsgebied wat ons missionale hermeneutiek noem. Okay. En een van die eerste grondbeginsels van missionale hermeneutiek is om te verstaan dat die Bybel nie geskryf is soos geskrifte van ander godsdienste as 'n soort van boek wat net uit die hemel uitgeval het, maar dat dit 'n geskenk van God aan die kerk is, wat iets verwoord van die reaksie van mense wat onder die indruk van God se genade en vreugde van verlossing gekom het en so wat is neergeskryf? Hulle het neergeskryf, daar's nogal, as jy dit nou wil lees vandag, laat ek maar so tong in die kies sê, in vandag se netwerk 24 wat nou 'n bekende aanlyn koerant hier in Suid-Afrika is, het Prof Christina Landman 'n redelike heftige debat met Sakkie Spannenberg aangeknoop. En so ek nou sê hom redelik ernstig op sy plek gesit. 'n Soort van finish en klaar. En gesê, maar sy gaan nie toelaat dat die Christelike storie gesteel word nie, want Sakkie sê die Christelike boek en storie is een van 'n klomp boelies wat 'n klomp goeters in mense se kele afdring en goeters op hulle afgedwing het. En Christina sê die Christelike storie is weerlose, arm, baie keer gemarginaliseerde mense wat 'n wonderlike boodskap van bevryding in Jesus Christus gehoor het, dat hy hulle waarde en hulle menswaardigheid herstel, dat hy hulle versoen met die Here, dat hy hulle sonde red. En hulle het daai storie vertel. En dit is wat, toe die mondelinge tradisie aanhou oorvertel word, weet ons mos nou dat na die Christusgebeure 30 en 40 en 60 en 100 jaar later het mense in die vroeë kerk op verskillende maniere dit te boek gestel en het ons nou die kanon gekry wat ons nou as ons gesagvolle Bybel aanvaar. Maar dit is wat missionale hermeneutiek beteken. Ons het 'n boodskap, 'n storie gehoor, ons stel dit te boek, en die rede hoekom dit te boek gestel word is om ander mense te vertel van die goeie nuus in Jesus Christus. So die sleutel van missionale hermeneutiek is eintlik altyd Jesus Christus. Nou ek weet dit gaan nou 'n lang gesprek wees, jy kan my 'n ander keer nooi as jy nou wil praat hoe lees ons nou die Ou Testament, want ek het altyd redelike, kom ek sê, ons het meningsverskil met van my akademiese kollegas uit die Ou Testament wetenskappe wat sê dat die Ou Testament glad nie 'n missionale boek is nie. Jy het nou na mense soos Christopher Wright en ander verwys wat die teendeel sê. Ek meen sy Christopher Wright se Magnus Opus is 'n 800 bladsye boek wat jy sê dat daar is 'n missionale boodskap in die Ou Testament. So dis een van die dinge. Ons lees dus die Bybel as 'n boek of 'n geskrifte wat vir ons iets wil vertel, en dit is die storie van versoening in Jesus Christus. Dit is nie net 'n gedateerde historiese dokument wat ingebed is in die kultuur en wêreldgeskiedenis van 2000 jaar terug nie, maar daar's 'n missionale intensie in dit. En dit wil mense bekendstel en blootstel aan die Christusverhaal en hulle ook oral of uitnooi tot 'n lewensveranderende, hier's nou weer die woord verandering, waarvoor jy nou so 'n bietjie allergies is, maar jy gaan jou allergie, jy het mos gesê, jy wil nou as 'n gereformeerde tot bekering kom, nee, jy is al tot bekering as 'n genade geskenk, maar jy wil nie verander nie, maar jy het verander. Dit is die hart van missionale hermeneutiek, dat hier is 'n verandering moontlik uit jou toestand van verlorenheid en jou ervaring van, dat niemand omgee nie, God gee om. So dit is van die sleutelbegrippe. Ek kan nou 'n bietjie meer tegnies raak, maar miskien het ek genoeg verduidelik daar. Nee, dankie, dit help Prof. Dan het Prof ook in die aanbieding vir Charles Taylor aangehaal, en hy tref die onderskeid tussen 'n ekskarnasionele geloof en 'n inkarnasionele geloof. Prof het nou ook 'n bietjie oor die inkarnasie gepraat, waar 'n ekskarnasionele geloof
veral wanneer mense nou praat oor hoe verkry ek kennis, meer gaan oor dat ek kennis verkry van 'n bron buite myself af en 'n inkarnasionele geloof meer handel rondom kennis wat ek op 'n manier van binne myself vasstel. En dat Charles Taylor dan spesifiek sê dat hierdie laasgenoemde, die inkarnasionele geloof 'n baie meer betekenisvolle geloof is. En ek vermoed dat die spanning in die NG Kerk, as mense nou so 'n bietjie meer oor die twee pole praat, dat die spanning baie keer te maak het met die onderskeid tussen hierdie inkarnasionele en ekskarnasionele geloof. Hoe sou Prof sê, kan 'n mens hierdie spanning bietjie beter hanteer? Ek hoor wat jy sê. Miskien moet ek net ek moet eintlik net gou opsoek, maar as ek nou mooi dink wat ek gesê het by die byeenkomste, het ek Charles Taylor aangehaal om te sê, geloof is nie iets wat net in ons koppe leef nie. Dit leef ook in ons harte. Ons kan nie net aan geloof dink as goed geformuleerde stellings nie. Jy weet, dit is buite die aardse alledaagse vleeslike van die lewe nie. 'n soort onbegaamlike geloof. Taylor sê daai geloof, jy weet, dis juist die idee van die modernisme. 'n missionale geloof of spiritualiteit waardeer die inkarnasie. Dis 'n sleutelbegrip, die aardse en die alledaagse. En ek sou sê, jy weet, missionale spiritualiteit is buitengewoon bewus dat die liefdevolle God ons gewone lewe omhels en oral in ons gewone lewe, en daai begrip Mishodai teenwoordig is. Dis 'n spiritualiteit van die alledaagse, in God se teenwoordigheid, en daarom ons wat as gelowiges ook geloofwaardig teenwoordig moet wees in die alledaagse van die lewe. So ek wil net daai aanhaling mooi in konteks het. Jy weet, ek dink nie ek het dit heeltemal oor daai van bo en van onder begrip nie, maar as jy nou oor die van bo en van onder wil praat, moet jy nou maar ook net weer 'n keer onthou, ek het dit nou al 'n paar keer gesê, dat jy weet, een van die groot invloede op missionale teologie is Karl Barth, en dit was mos nou hy, jy weet, van almal, wat klem gelê het, as jy dit nou in baie vereenvoudigde terme wil uitdruk, oor dat God van bo, nou nie eintlik van bo nie, maar van God self, om God self openbaar, teenoor, jy weet, kom ons sê nou maar, van die gesprekke wat jy kry, wat sê dat godsdienst is 'n evolusionêr bedenksel van mense, waar hulle ergens die godkol in hulle kop ontdek, en daarom vanuit jy ken nou al daai soort van verduidelikings, en nou van onderaf op, jy weet, probeer ons vanuit ons menswees en ons soeke na sin, jy weet, 'n godbeeld konstrueer wat vir ons plek maak. Nou Karl Barth het hom nogal liderlik vererg vir die soort van manier van redeneer. So as jy nou missionale teologie wil plaas, en jy neem missionale teologie ernstig op en Karl Barth ernstig op, sou jy nou dat hy soos 'n tipiese geformeerde sê, maar God het sigself openbaar. Nee, en Ekskuus, nou jammer vir my hondjie wat net hier blaf, laat ek hom net gou stil maak. is als reg. Julie, nee man, kom. Ek weet nou nie, hy het seker die naam Karl Barth gehoor. Nou ja, ekskuus, kom ons gaan aan, ek het nou onderbreek hier. Lekker Pavlov storie wat nou daar aan die gang is. Ja. Nee, ek dink is Gaspar Olivianus wat die voorwoord vir die weergawe van Calvin se institusie skryf, wat ek hier by my op die rak het. En hy praat ook spesifiek oor hierdie onderskeid tussen goddelike kennis en menslike kennis, in terme van waar is die locus van daai kennis. En soos Prof ook nou gesê het, wat die Wêreldraad van Kerke ons nou die onderskeid tref tussen, of was dit wie die onderskeid getref tussen kerk as institusie en kerk as sending, en dat sending altyd eerste staan en institusie in diens van sending staan, dat ek dink as ek vanuit daai gereformeerde hoek van Calvin dan nou na hierdie twee konsepte kyk, van 'n teologie van bo en 'n teologie van onder, dan moet die teologie van bo altyd eerste staan en die teologie van onder temper. Ek dink dat die konteks nie weghardloop van die teologie af nie. Ja, mense hoef dit ook nie, jy weet, teenoor mekaar te staan nie. Mens kan dit ook vanuit Mishodai denke sê dat God is reeds teenwoordig in werk, dat die skrif
ons 'n lens of 'n bril gee om te eien dat God werk. So ek weet ek is so bietjie versigtig vir 'n radikale natuurgenade onderskeid. Jy weet om net te sê dat die twee teenoor mekaar staan. Goeie gereformeerdes is mos nou juis mense wat sê dat God in elke duimbreedte van die wêreld is God alreeds aan die werk. En dit behoort alles aan God en sy koninkryk kom daar. En die gids wat ons lei, die bril wat ons opsit is die woord van die Here en ons tipiese gereformeerde hermeneutiek, maar dis nou 'n ander gesprek oor hoe ons daai leeswerk doen en alles. Maar dit word waarskynlik so ek dink in missionale teologie nie so opponerend teenoor mekaar gestel nie. Maar die hart in die sentrum is duidelik soos dit ek dit hier verduidelik het. Okay. En dan het Prof 'n vreeslike oulike metafoor ook in die aanbieding gebruik vir die argument vir missionale teologie as radikale kontekstualiteit. Die Christelike sending as radikale kontekstualiteit. En dat Prof gesê het, dit is nie soos 'n potplant is wat jy mooi klinkklaar gaan aflewer in 'n nuwe konteks, soos ons nou ook gesê het, vir Jesus na die konteks toe bring nie, maar dat dit eerder 'n saad is wat jy dan in daardie konteks plaas en dan toelaat dat die saad deur die toedoen van die kontekstuele invloed dan nou 'n unieke vrug lewer. En ek weet nie of ek vir Prof reg verstaan het nie, maar ek het toe nou sommer dadelik gedink aan die gelykenis van die saaier, wat die saad mos nou in 4 verskillende kontekste gesaai word, op die pad, op die klipbank, tussen die onkruid en dan op goeie grond, en dat die verhaal dan nou baie, die gelykenis dan nou vir ons baie duidelik sê, maar net een van hierdie 4 kontekste was goed vir daardie saad gewees. Is dit goeie kommentaar op daai metafoor van Prof, of het die twee nie met mekaar verband volgens Prof het verduidelik? Dis, maar dis 'n baie oulike ding wat jy doen, man. Dit onthou nou maar metafoor het dis beperk, ja. Maar so my metafoor wou ek maar net eintlik spreekwoordelik sê. Ons vertaal die woord vertaal letterlik in die tale, maar vertaal dit ook in die beelde en metafore wat in elke konteks werk. So jy gaan in Papua Nieu-Guinea, jy weet ander woorde en konsepte gebruik om die bedoeling van die Bybel tuis te bring as wat jy dit in Groot-Brittanje gaan doen. En nou ja, ons Suid-Afrikaners en Namibiërs verstaan dit baie goed. Die kere wat ek nou daar in Namibië, jy weet, met kerkmense gesels het, sou die evangelie aan byvoorbeeld die inheemse Namibiese bevolking en die Nku en die Kwe en al die mense daar, jy weet, op 'n unieke manier verduidelik met die konsepte in die leefwêreld in ag genome. Maar dan saai jy die saad en daar is 'n konstante en dit gedei in die nuwe konteks. Onthou, die hele wêreld is die teater van God se aktiwiteite. So mens moet oppas in jou vrees om, en ek verstaan nou in ons teologiese ontwikkeling is ons baie keer so bang vir wêreldinvloede, jy weet, dat ons dink alles is buite God se genade, maar die hele wêreld is die teater waar God werk. Nou, en dis nou nog een ding wat ek van 4de jaar missiologie kan onthou. Ek dink dis die laaste keer wat ek vreeslik opgelees het daaroor. Ek kan hoor, maar jy kom nou mooi by weer. Nee, my belangstelling is bietjie meer sistematiek en filosofie. Maar die hele ding rondom sinkretisme. Hoe voorkom 'n mens dat jy by die punt van sinkretisme kom? Is daar maatreëls wat jy in plek het of hoe werk dit? Ja, ek sou nie sê maatreëls nie, maar jy weet of merkers. Ja, die mense sal nou altyd weer terugkeer na die konstante, né? Dat daar is iets unieks in die evangelie, wat daarom ook in ons gesprek met ander wêreldgodsdienste en ook die Afrika godsdienste, jy weet, is ons nie skaam om onbevange die goeie nuus van Jesus Christus, wat die seun van God is en die vreemde konsep van God wat Vader, Seun en Heilige Gees is, te gaan verduidelik aan mense, jy weet, waar in daai begrippe wêreld dit 'n besondere uitdaging is. Dit is die ding wat daai sendelinge baie besig hou, nê, en wat dit baie kompleks maak, en dit word toenemend so. Dit is nou, ek wil nou maar eintlik sê, die wêreld wat jong ouens soos jy nou vorentoe gaan in die oë moet kyk, die massiewe verskywing van Christendom na die globale suide en ooste,
en die afsterwe van Christendom in jy weet, in die lande wat ons nou nog altyd aan verknog was, soos Europa en die VSA. In Europa is meer sekulêr en nie Christelik as omtrent enigiets anders wat jy kry. En die woordeskat en die stories en die metafore van die Christendom gaan toenemend dit word wat in Afrika en die Ooste en China en sulke plekke gegenereer word, in Suid-Amerika. So dit is nogal 'n groot uitdaging, dink ek, daai dat ons, jy weet, ook daarom sal ons weet gereeld moet praat, mekaar styf vashou, om dit te kan doen, want dit gaan nuwe taal en nuwe metafore wees, maar die oorspronklike, as ek dit so kan sê, die oorspronklike, die kern van die storie, dit is unieke. Dit is ook interessant, nee, dat in Afrika en my ervaring van groot konferensies van die Wêreldraad van Kerke of die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, of wat nou die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke is dat hierdie nuwe lande wat nou die evangelie omhels, die nuwe plekke, ek nie sê lande nie, want dit is 'n politieke konsep, die nuwe plekke, is, jy weet, vreeslik ernstig oor dit wat ek en jy noem amper as die hart van die evangelie sou beskou, die konstante. Okay. Nee, en dan, daar was 'n aanhaling wat prof gegee het van Dr. Marius Nel, hy is van Stellenbosch. En hy is by die Nuwe Testament departement en weer eens nou natuurlik moeilik om van 'n aanhaling af as jy nou nie die hele konteks het nie, die akkurate gevolgtrekking te maak. Maar die aanhaling wat prof toe nou gee is geen kulturele groep hoef hulle identiteit te verloon om volgelinge van Jesus te word nie. En ek dink 'n paar mense het hierdie aanhaling gehoor, dit my oorgevang. Een persoon het prof toe nou 'n bietjie bevraagteken op dit, nie baie taktvol gewees nie, sou ek by sê. En ek dink veral omdat die hele ding rondom identiteit deesdae op die globale verhoog so op die spits gedryf word, sou 'n mens wat hierdie ding hoor, wat vashou aan die woord van Christus en op die ouend sê, maar Johannes 3 sê vir ons word gebore en gesosialiseer met sekere identiteite, maar Jesus sê vir ons moet 'n nuwe identiteit aanneem, die een wat hy op die ouend vir ons gee. Hoe sou prof sê, interpreteer 'n mens hierdie stelling dat 'n mens nie daai opdrag van Christus dat ons nuwe mens, dat dit nie dit relativeer nie? Wel, gelees het Marius se boek. Okay. Gaaf. Uitnemende Nuwe Testamentikus, en eintlik al wat hy verduidelik is, hy praat dan nou oor, jy weet, hoe het dis nou maar 'n boek oor hermeneutiek ook, maar hy verduidelik eintlik in die boek, jy weet, hoe van die begin af was die uitdaging van die vroeë kerk om in die telkens nuwe uitdagings en omstandighede van die onmoontlike wat gebeur, dat mense wat nie Jode is nie gaan staan en glo nou. Jy weet, skielik word die apostels nou geroep om die goed te kom uitsorteer, want hier's ouens wat nie besny is nie, en hulle is nie Jode nie, maar jy weet, nou het hulle gaan staan en glo, en hulle, jy weet, nou wil hulle gedoop word. En nou verduidelik hy hoe die evangelie van die begin af elke keer eintlik hierdie, kan ek nou maar sê, kulturele grense getranscendeer het en tuis gekom het, ook in die breër kultuur van die Griekse leefwêreld, die Romeinse leefwêreld, Paulus se sendingreise wat eintlik letterlik 'n drama in aksie is, nee, van hoe weier en verder versprei en omhels mense wat nou nie meer Jode is nie. En die Heilige Gees wat uitgestort word, en dan sal sommer 'n lang lys van tale en plekke wat genoem word van hierdie mense, jy weet, ontvang ook die Gees. En nou begin hulle hierdie storie oorvertel in hulle eie taal. So dis die hart waarvan hy eintlik praat, nee. So ek sou dit op 'n manier kon verduidelik dat bewus van die identiteitspolitiek en die politiek wat nou in ons tyd is, dat ek dink nie dit is die hoofsaaklike ding wat 'n mens nou, jy weet, moet laat jou nekhare regop staan en jy eintlik 'n grondliggende beginsel van hoe die evangelie boodskap van die begin af tuis gekom het by mense. Christus se identiteit maak almal volgelinge van Christus wanneer hulle hom volg op die pad wat hy lei. En dan hoef hulle nie afstand te doen van wie hulle is nie. Hulle bly Jood of Griek of slaaf of vry. Maar as in hierdie nuwe mens wees, volg hulle nou Christus. Soos maar
Hulle hoef nie, jy weet, ek meen daar was nêrens 'n vereiste van nou moet jy ophou. Nou moet jy Aramees praat of jy moet, jy weet, jy kan nou nie meer Grieks praat nie of jy die blote feit van die uitstorting van die gees in die tale wat gepraat word, jy weet, transcendeer dit mos. Dit sê eintlik is iets anderster. So dis nou meer maar gefokus op 'n Nuwe Testamentiese konteks, laat 'n mens nou nie die ding. Ek dink dit is my aanhaling daar, maar ek sou nou nie ek herinner my aan die gesprek wat daar nou by die konferensie plaasgevind het, maar ek dink jy weet dis regtig onnodig om binne kyk daar's 'n geweldige diskurs oor identiteitspolitiek. Oor whiteness en jy weet al hierdie verskillende geslagtelike identiteite. Dis 'n ander gesprek. Waar ek het standpunte daaroor, maar ek gaan nie nou dat jy weet dan moet ons nou nog 'n volgende sessie daaroor reël. Ja. Nee, dankie. Dit klaar vir my daai vraag ook op. Prof maak aan die einde van die aanbieding die stelling na een van die missionale kerk se kernmandate en dit is dat die kerk 'n kontrakulturele taak het en elke kultuur het fasette wat weerstaan moet word. Prof het dan spesifiek gewys dat liefdeloosheid moet uitgewys word sowel as kenmerke wat in stryd is met die evangelie. Nou mens, soos ons aan die begin gesê het, mens wil ook nou nie noodwendig alles heeltyd polariseer nie, maar as beide kante van die spanning of kom ons sê die groeperinge wat spanning beleef in die kerk volkome saamstem oor hierdie beginsel. Ek dink nie daar's enigiemand wat sou nie saamstem daarmee nie. Hoekom sou Prof sê is daar skynbaar so 'n onoorkombare wat ons mos nou maar in die kerk begin noem met 'n vasgelooptheid wanneer dit kom by die uitvoering van hierdie punt dat ons kontrakultureel moet wees. Is dit maar weer eens net oor die konstantes. Ek dink ons moet sag wees met mekaar op hierdie punt. Die eerste ding wat ek dink is dat dis nie so nuut nie. Jy weet, dwars deur die geskiedenis. Ek het eendag 'n boek gelees waar jy weet wat 'n lysie gemaak het van alles waaroor Christene verskil. Daai lys was ver oor 150 goeters. Jy weet, dis dieselfde Christene wat in dieselfde Jesus Christus glo. En party verskil oor die besnydenis en ander oor klein of groot doop en vroue of nie vroue of baard dra of hoed dra of en so gaan die lys amper ad infinitum aan en dan kry jy nou mense wat van die goeters wat eintlik jy weet op die rand is, jy weet dit tot 'n sentrale punt van die geloof maak en jy weet eintlik kerke skeur en verskeer daaroor. So ek dink jou baie goeie vraag herinner ons dat ons nogal nederig moet word oor die plek van waar ons kom, jy weet wie ek en jy is en hoekom ons dink soos ons dink, en die invloed wat kultuur op ons almal het, op my en jou, die manier wat ons groot geword het, die plek, die land, alles het invloed op ons, en daarom is dit waarskynlik, jy weet, nogal goed om op hierdie punt te sê, dat mense het mekaar in gesprek nodig, want gesprek bin openheid en begrip en verruim en help om mekaar te vind. My indruk nou, jy weet, op 'n baie eksistensiële vlak, nadat ek nou so geleidelik in my lewe al hoe meer aan ekumene blootgestel was en ek, jy weet, heel wat groot en belangrike ekumeniese vergaderings bygewoon het en in klein groepe was saam met Samoane wat, jy weet, net so passievol soos ek oor rugby en Jesus is. En ouens uit Pakistan en ouens uit Amerika en Suid-Afrika so, het ek maar net agtergekom, niemand is vry van die impak wat jou kultuur op jou het nie. Maar as ons, jy weet, in veilige ruimtes met mekaar gesels en praat en onderskei, dan kry mens nogal dit reg, dink ek, om die kulturele redes en die evangeliese goeders uit mekaar uit te hou. Die een ding wat ek dink wat baie kompleks net is jy weet, etiese kwessies. En dit is dwars deur die Bybel. Die werklikheid van die lewe waarin ons leef, ook met wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang in die moontlikhede van waar die grense van menswees is. Jy weet, vroeër jare het mense ons altyd gesê dat die grens tussen menswees en 'n rekenaar is, as jy nou onderdeur 'n briefie sou kon stuur en die instrumente aan die ander kant, jy weet, kan sinvol reageer en terugpraat met jou. Want nou sit ons met ChatGPT en kunsmatige intelligensie en al daai goed vervaag skielik, jy weet. Al daai goed wat ons voorheen opgestel het, dit is regtig nou ek is nou passievol oor
oor al die Terminator flieks, jy weet, en Arnold Schwarzenegger wat nou, jy weet, waar is dit 'n mens en waar is dit eintlik 'n robot? En daai flieks wil ons eintlik maar die punt maak. Ek weet hulle gebruik letterlik ons Christelike storie. Jy weet, dis hoekom die karakters en almal, jy weet, is maar net te oorvertel van die Christelike storie in die flieks baie keer. Baie keer steel hulle ons stories ook, dan word te kwaad daaroor, maar daai fliek wil eintlik maar die vraag vra, waar is die grense van menswees en wanneer is 'n ding wat nie 'n mens was nie, nou skielik 'n mens, wanneer hy gevoelens kry en kan lief word en so. Nou daai etiese vrae, jy weet, in hierdie verskywende konteks maak dit natuurlik nou baie verdelend en moeilik, want goeters, daar gaan begrip op oor wat menswees is en dinge gebeur en moontlikhede bestaan wat jy weet, ons geloof tot in sy wortels baie keer skud. En ons gaan, as ons gedink het hierdie goed oor gay en gender goeters is erg, dink ek die goed oor genetiese manipulasie en kunsmatige intelligensie en uiteindelik as jy nou, jy weet, met Elon Musk se biografie lees, nou die ou is party daar mos maar, jy weet, totaal, wel, hy's net anderster, sal ek dit nou maar sê. All over the place. Maar jy weet, ek meen, jy weet, nou spandeer hy al sy geld wat hy het om reise na Mars toe te gaan, want hy dink die robotte kan die wêreld oorvat. En ons moet op 'n veilige plek wegkom van hulle. Hy dink Terminator gaan waar word. Ernstig, jy weet, glo hy dit. En maar ek meen hy is ook nie onnoosel nie, op maniere sê hy eintlik vir ons die issues wat ons mense gaan in die oë moet kyk. Ja, jy weet, dit is geweldige goed. En Christene sal mekaar moet vashou. En ons gaan al hoe minder vennote kry in ons tradisionele vennootskapplekke soos die Weste waar baie van ons kulturele wortels lê. En ek en jy gaan ook uitgedaag word oor, jy weet, met kulturele idees en wortels wat al hoe meer uit Afrika kom en al hoe meer uit ander plekke uitkom. En etiese vrae wat ek byna nie weet het hoe ou daarby gaan verbykom nie. Ek weet nie of prof weet wie James Lindsay is nie. Ja, ek het al 'n bietjie van sy goed gekyk. Nou, ek het, ja. Hy het op 'n stadium, ek kan nie onthou by wat se plek dit was waar hy die toespraak gelewer het nie, maar toen ook spesifiek gepraat oor die tydperk waarin ons nou is wat half gekenmerk word deur grense wat vervaag word. Soos wat prof ook nou gesê het, tussen mens en robot en al die tipe goed. En toe ons hom nou gevra het, maar wat is wat behoort ons te doen in so 'n konteks? En sy raad was, ons taak is om te diferensieer. En met ander woorde, om dit wat besig is om vervaag te word, so goed as moontlik te probeer konkretiseer. En ek weet nie, hoe dink prof oor sulke tipe raad? Kyk, ek sou eerder wou vra, hoe dink jonger ouens soos jy daaroor, want jy weet, nou ja, miskien leef ek dalk nog 30 jaar danksy tegnologie en alles, miskien leef ek nou nog baie kort, maar jy weet, ek het natuurlik 'n wêreld van verandering en goed meegemaak, maar die tempo waarteen inligting en tegnologie ons wêreld verander versnel. Jy weet, dis mos 'n opwaartse kurwe wat verbuisterend is. En om met wysheid te leef, kan ek nou maar net dink, ons het mekaar nodig. Ek kan maar net dink om te sê dat ons word, jy weet, ek sê dit soort van met huiwering, maar ons word hier goed in die oë gestaar, waarin die mense wat vir ons die Bybel gegee het onder die leiding van die Heilige Gees eintlik nooit eers gedink het dat dit moontlik is dat ons sulke moeilike goed moet beantwoord nie. En ons sal baie diep moet gaan dink onderliggend, jy weet, wat is dit dan nou wat menswaardigheid in Christus gelykvormigheid en ons nuwe identiteit moontlik maak? Klomp goed was daar mos nou eenvoudige antwoorde op, hoewel die Bybel nooit so eenvoudig is nie. Ek weet, daar's mos nou maar, ek wil nie sê progressie nie, maar daar's in die Bybel ook insigte wat skuif, die aard van verhoudings, huwelike, die groot nomadiese familiegroepe wat kleiner, jy weet, mense oor daai kultuur het ook maar in hulle velle gesit. De Bois, sterkte, jy weet, hou aan om hierdie soort van programme te maak, nooi mense in en dink en wonder en vra. Ek is bevrees dat dit gaan nie net so eenvoudig wees om te sê dat
jy weet die waarheid is so, jy polish net so klompie goudklontjies net blink en dan het jy 'n teksversie wat al die antwoorde gee nie. Dit gaan dieper en meer en omvattender in 'n reuse uitdaging wees waar ons vermoë om as besondere mense wat God so besonder geag het dat Jesus mens geword het. Jy weet, dit is nie 'n ligte ding wat hier op die spel is nie. Menswees is meer as net evolusionêre voltrekking van 'n biologiese wese. Daar's meer aan ons as dit, soos wat daar meer aan God is, as wat ons baie kere dink. En ons moet dit baie kosbaar ag en koester en soek en vind, jy weet. Nee, dankie Prof. En dan, Prof beskryf ook, ons is amper klaar, ons is hier so by vraag 16, dan is Ek het al so verdwaal, ek weet nie eens meer waar is die vraag. Ja, hier is by vraag 16, dan is daar nog 3, dan is daar nog so 3 oor. Prof beskryf missionale teologie ook toe nou in 'n aanbieding as, dis 'n teologie van die toekoms. Ja. En ek was toe nou net baie nuuskierig, ek kan nie onthou of Prof rondom dit 'n bietjie uitgebrei het nie, maar wat is die missionale toekomsverwagting, of mens sou selfs kon sê, wat is missionale eskatologie? Wat is die kernmerkers daarvan? Wel, missionale eskatologie is eskatologie. Proper. Dis mos nou maar die ding wat ons vergeet het, jy weet, dit was een van die dinge wat die modernisme met sy soort van ewigdurende meganiese progressie, wat jy weet, net die aanhoudende wetenskaplike ondersoekproses wat verbetering en verdieping bring, van ons probeer steel. Dis die vermoë om te droom of 'n ander toekoms raak te sien wat dieselfde is, maar totaal anders is. So, mens kan nou Ritsen teoloose naam noem, maar eintlik weet ons dat ons ingenooi word na 'n nuwe toekoms, waar God reeds wag. Mishodai wat sê God werk, sê dat die opstanding en aan die sit van die regterhand van God, beteken mos, jy weet, daai kan ek maar sê, konstante in ons geloof, beteken vir ons, dat daar 'n nuwe toekoms wag. Nou, ek en jy kan nou maar so lekker spel speel, hè? Ons kan elkeen een noem, en sê, nou, wat sien ek in jy in die toekoms? God is by sy mense, dit sê Openbaring, né? En jy sou kon sê, wel, God gaan geaanbid en geëer word, dit gaan net die wonderlikste, volledigste soort van aanbidding en eer wees. En ek sou weer kon sê, ons gaan lewe in volheid kry. Die skepping gaan herstel word tot die glorie wat God het gemaak het, toe hy gesê, dis goed, net nog beter, klink het vir my, sê Openbaring. Nou ja, ek weet nie, wat sou jy nog ook sien, wat waartoe stuur ons af, as die voltrekking van alles kom, wat sou jy graag daar wou sien? Nee, wat dink jy gaan daar wees? Ja, ek dink vir my is die onderskeid mos nou maar die seker nie 'n kontras nie, maar tussen die gerealiseerde eskatologie en die toekomsverwagting wat 'n mens het vir dit wat na die wederkoms is. Ek dink dis baie sterk gereformeerde merkers wanneer 'n mens oor die eskatologie praat, en wat ek ook net gewonder het is wat het die ek het 'n baie Bybelse beskouing daarvan. Ek het 'n bietjie 'n persoonlike verhaal ook rondom hier van 2019 af. Ek het so deur 'n eksistensiële krisis gegaan rondom die lewe na die dood en al daai tipe goed, en ek het bietjie N.T. Wright gelees en wat is daai boekie van hom, Surprised by Hope, en dit was vir my so 'n verkeerpunt in my teologiese lewe gewees. Dit is hy is nou presies daai boekie, en ek sou kon sê daar het jy 'n goeie opsomming van wat baie mense in missionale teologie sou beskryf. Tewens N.T. Wright is 'n tipiese skrywer wat graag gelees word in daai geleedere. Het die apokaliptiek enige plek in die missionale toekomsverwagting? Ja, dit is presies dit, want die apokaliptiek help vir ons om te verstaan hoe mense met hierdie soort van ervaring dat die lewe meer is as wat ons nou sien. Jy weet, daar's meer as wat ons dink. Dit as jy nou net om 'n bietjie jou nou ook die vreugde te gee dat ons nou, kom ons praat so 'n bietjie maar oor die modernisme met sy stomsinnigheid, en kyk, dis wat die modernisme nou gedoen het, en hoekom ons jy weet, hierdie zombie-kultuur kry, wat sê alles eindig in wat? In doodsheid, né? Die kooplus van mense en die oorwig van konsumerisme. Waar speel zombieflieks af? In winkelsentrums. Die eerste belangrike zombiefliek speel af in 'n winkelsentrum. Wat doen zombies? Dis, jy weet, dooies wat lewendes opeet en alles doodmaak. Daar's nie 'n einde nie. 'n Zombiefliek sê, en ek meen dis 'n groot ding in filosofie, jy sal daarvan meer weet as ek.
Jy weet dat die lewe het geen hoop en geen uitsig nie. Alles is eintlik jy weet net moedeloos. Dit is Nietzsche maal 10. Maar missionale teologie en eskatologie is maar eintlik jy weet valt ook terug op die apokaliptiek en die verhale van mense wat deur hierdie soort van omstandighede in diep moedeloosheid was en dan net hulle op maniere wat eie tyds aan hulle omstandighede was uitdrukking daaraan gegee dat God gaan iets groots en iets nuuts kom doen. Dis 'n plek van reg en geregtigheid en vrede en versoening en herstel, 'n nuwe lewe en deernis en God wat in sy volle gestuurde vreugde, volle teenwoordigheid ons innooi tot 'n nuwe lewe van diep gemeenskap met ek dink dis die aangrypende van Triniteitsteologie dat hierdie ongelooflike selfopofferende liefde wat tussen Vader, Seun en Heilige Gees is, ook bedoel is om die hele skepping in te trek en alles daaruit nie te maak. Wel, jy weet, dit gee my hoop. Ja. Nee, wonderlik. Dankie prof. Dan die derde laaste vraagie is die hele ding rondom onderskeiding. Prof het dit nou aangebied as die laaste boublokkie van die missionale teologie in prof se aanbieding. En ek dink daar's 'n paar sulke wat ek nou al as ek nou hier so met ons ouens praat wat ek sê dis nou synode woorde of synode frases. En onderskeiding het vir my een van hulle geraak waar dit baie keer as 'n tipe van 'n retoriese middel of 'n retoriese meganisme gebruik word om een of ander ding goed te keer of een of ander ding bietjie credibility te gee. En so baie 'n vreeslike wonderlike term geraak. Ek was in gesprek met iemand gewees wat toe nou ook op 'n stadium toe ek hulle so 'n bietjie uitdaag oor dat ding vir my gesê het, maar ons het dan gebid vir die Gees se leiding hierop. Met ander woorde, die gevoel is dan moet ons mos op die eind by die regte punt uitgekom het. As ons nou vir die Gees se leiding gebid het, dat jy die liewertjie getrek, dit moes nou gewerk het. Dis deel van die onderskeiding. En my vraag sou wees hoe kan 'n mens onderskeiding beter doen as dat dit op die ouend as 'n retoriese ding gebruik word of selfs op die ouend eintlik maar nie die spanning in die kerk of die botsing in die kerk oplos nie. Wel, dis natuurlik waar met baie woorde. Op 'n tyd was apartheid so 'n woord, op 'n tyd was jy weet transformasie so 'n woord. Daar's goed in die woord. Ek hou van die woord onderskeiding want dis 'n Bybelse begrip wat oral voorkom in die Bybel, jy weet, so, ook as 'n direkte vertaling van jy weet om te onderskei waarop dit aankom. So dit is 'n woord wat vir my baie beteken, maar soos baie woorde wat te veel gebruik word, raak die skerp kante stomp en jy weet word die woord ook as 'n wapen gebruik wat dit nooit bedoel was om te wees nie. So ek dink nie ons moet dit doen nie. Maar ons kan ook ander woorde gebruik, maar die saak is die belangrike ding. En dit is om ons daagliks te onderwerp aan Christus se inspraak in ons lewe, deur die woord en die Gees. Ons staan op en ons gaan slaap en ons wil in ons alledaagse lewe en in ons alledaagse omgang. Ek praat maar gebruik die konsep van geloofwaardige teenwoordigheid. Ons wil geloofwaardig teenwoordig wees, nie deur te preek nie. Preke gaan nou nie mense help nie. Tewens jy weet nou so jong dominee, die dae van 60 minute en 40 minute en 20 minute preke is verby. In 'n bite-sized world is dit dalk nou 5 minute podcast. Jy weet hoe mense werk met kommunikeer anderster. So ons beoefen praktyke van lees die Bybel. Ons stel ons oop deur gebed om nie gebed net te sien as 'n versoeklysie nie, maar as 'n intieme luister en gebruik aan die woord onderskeidings oefening soos wat ons leer by Calvin en by baie van ons voorgangers. En ons saam met ander gelowiges te sê, maar ons soek na die waarheid en wat God se wil of sy missie vir ons lewe is. En dis nie retoriek nie. Dit doen ek prakties. Ek weet van baie mense, dit is jy weet ek dink nou maar aan daai wonderlike werk wat Tom Smit hulle en ander ouens doen om daai inpas boekies te ontwikkel en jong mense te leer, maar hoe lyk dit as jou lewe jy weet in pas kom met wat die Gees en God jou as 'n disipel wil leer om te lei. So ons moet net ook oppas dat die onderliggende goeie goed nie gediskrediteer word omdat iemand nou net die woord wil diskrediteer nie, maar dit gaan eintlik om 'n dieper liggende saak en daaroor voel ek nogal baie sterk.
Nee, en ek dink soos prof nou sê, daar was in vorige eras was daar net sulke woorde en dis eintlik vir my jammer, soos wat prof ook nou sê, dit is 'n baie Bybelse begrip en mens sien dit regdeur veral in die Nuwe Testament toegepas word en dis jammer dat die woord so wollerig geraak het en voetangels begin kry het en eintlik op die ou end bietjie as 'n wapen partykeer gebruik word. So nee, dankie dat prof het net weer mooi stel wat presies dit is en hoe. Ja, ek is seker jy gaan dit van nou af baie positief gebruik. Ja, nee, ek is dan nie so pessimisties nie. Ja. Prof haal ook dan nou hier na die einde van die gesprek toe, haal prof die Wêreldraad van Kerke aan, waar hulle sê in daai boekie ook, die Heilige Gees is 'n gees van wysheid en hy lei ons in waarheid. Die Heilige Gees inspireer menslike kultuur en kreatiwiteit en daarom is dit deel van ons gestuurdheid en lewegewende wysheid om lewegewende wysheid in elke kultuur en konteks te erken en te respekteer en daarmee saam te werk. Hierdie lewegewende wysheid is ietsie wat ek is miskien nou verskriklik puntenerig, maar dit is ietsie wat ek net so bietjie oor wou vra. Ek het 'n boek van Philip Reeve gelees wat hy geskryf het in die 1966 en die boekie se naam is The Triumph of the Therapeutic Uses of Faith After Freud. En in die boek verwys hy dan nou na die opkoms van die sogenaamde die terapeutiese, waar die individu en die kollektief op die ouend doen dit wat goed voel. Dit is reg en dit is op die ouend ook dan nou waar. Dit is waar die hele ding rondom die staanspoor, die epistemologie en goed ook vandaan kom. Dat die terapeutiese word die raamwerk waarbinne die mens dan nou florering en dit wat as lewensbevestigend gesien word bepaal, solank dit terapeuties is. En as ons dan nou sê die Heilige Gees het hierdie lewegewende aksie en lewensbevestigende praktyke in die kultuur geïnspireer. Dit kom nou weer terug na ons gesprek toe oor die oewers. Hoe sou 'n mens lewegewend definieer deur die lens van die terapeutiese, dat lewegewend nie maar net elkeen se opinie word op die ou end nie? Ja, ek dink 'n ou moet nou 'n bietjie die goed uitmekaar uithou. Ek gaan nou beswaarlik Freud en die Wêreldraad van Kerke nou, jy weet, die twee goed het nou nie eintlik met mekaar te doen in terme van die manier wat hulle daar wil sien. Kyk, die Wêreldraad van Kerke se dokument is eintlik daai stelling is 'n, as ek dit nou so kan noem, is 'n Michoudai stelling. Om te sê dat as ons wil wonder waar God werk in die wêreld, as jy die teologiese uitgangspunt het dat die wêreld aan God behoort in die ganse volheid daarvan, dat God nie gevlug het van die wêreld nie, daai deïsme wat kenmerkend is van sekere filosofiese strominge, maar baie diep oortuig is, jy weet, op Bybelse gronde dat God hierdie werklikheid gemaak het en nog steeds hier teenwoordig is en dit liefdevol werkend is, dan is die manier wat ons het verstaan dat God se teenwoordigheid is deur sy gees. En die gees is 'n gees van wysheid. Dit is standaard, kan ek nou maar amper sê, teologie. En die gees sal ons in die waarheid lei. Die gees is die oorsprong van menslike kreatiwiteit en kultuur ook. En as hulle dan sê dis deel van ons missionale of gestuurde lewens manier van lewe, is dit om wysheid. Dis die woord waarop jy moet konsentreer. As jy nou byvoorbeeld die vraag herhaal wat jy heel in die begin van ons gesprek gevra het, wat doen jy nou? En daar is sulke mense. Ek het 2 weke terug met iemand gepraat, jy weet wat 'n sendeling in Japan is, waar net 1% van die mense Christene is. Hoe begin jy die storie van Jesus daar vertel? Die enigste manier om dit te doen is om te aanvaar dat die Here in sy wysheid en liefde juis ook die mense van Japan en die omgewing en alles wat daar gebeur verskriklik liefhet. Dat God hulle nie versaak het nie, maar dat hy deur eeue en millennia al daar werk en dat die Heilige Gees in daai omstandighede en konteks en kultuur ook aan die werk is op 'n manier wat ons nou sou kon sê, weet baie keer word die Engelse woord wisdom gebruik, wysheid, dit wat maak dat lewe kan floreer. Dit wat menswaardigheid en respekvolheid en integriteit en deernis met menswees bring. Daarby kan jy aansluiting vind. Dit is jou punt van aansluiting om te sê, maar kom ek vertel vir jou 'n dieper en 'n omvangryker storie. Ek dink dis meer binne die konteks waaruit die aanhaling kom, as wat dit te doen het, jy weet, met 'n soort van
Freudiaanse tipe ding. So ek wil dit maar net verduidelik, jy weet, en ek dink ek wil dit maar net illustreer met daai tipiese ding. 'n Mens moet ook, jy weet, miskien nou maar net versigtig wees om nie toe ek groot geword het, was daar kommunis in elke bos, jy weet, en elke ding is geïnterpreteer asof daar 'n gevaar is van een of ander ietsie wat op jou afgedwing is. Nee, wat ek is vol vertroue dat jy en 'n nuwe generasie jong teoloë die Bybel goed genoeg ken en die lewe goed genoeg verstaan om, jy weet, met wysheid te kan leef. Dis maar eintlik al. Nee, dis my goed as prof het so stel. Ek het nou maar die vraag gevra vanuit my persoonlike ervaring met ander jong teoloë wat hulle eie interpretasie van wat lewegewend en lewensbevestigend is het. Met ander woorde, jy kan daai aanhaling van die Wêreldraad van Kerke kan jy voor my neersit en ek sal sê 100% is reg. En iemand wat teologies radikaal van my verskil, kan jy hom daar voor hom neersit en sê 100% is reg, maar ons en dis 'n vraag wat ek nou ook dalk net wou gevra het, is vir my is definisies verskriklik belangrik. Want ek kan sê God en ek weet presies wat ek bedoel wanneer ek sê God. En iemand anders kan sê God en nou moet ons met mekaar oor God praat, maar ons definisies is totaal verskillend en dis nou soos twee skepe wat in die nag by mekaar verbyseil. Ons mis mekaar totaal en al. Kan ek daarop reageer, Deborah? Asseblief. Vir my is definisies nie meer belangrik nie, maar verhoudings. Die belangrikste ding wat my lewe definieer is my verhouding met God, vanuit my verhouding met God, met jy weet, die mense om my, naby my, maar veral ook met die vreemdelinge wat oor my pad kom. So ek moes ook 'n soort van 'n groei in 'n soort van, want dit maak jou weerloos. Want definisies veronderstel dat die taal ietsie is wat jy kan beheer. Nou, jy weet, skoonheid en poesie leer jou eintlik dat taal en kuns, jy weet, jou baie keer vry maak daarvan en jou by ander plekke bring. Maar onderliggend aan dit is om, jy weet, in 'n verhouding te gaan staan van liefde en deernis en gemeenskaplikheid. Maar ek sê dit maar net so as, jy weet, dis maar net my intuïtiewe respons op wat jy nou sê. Maar dis nou vir my goed. Ek wonder net of as 'n mens sê dat ons geloof en geloofspraktyk is in terme van die inhoud daarvan, daar's 'n raamwerk waarbinne dit geskied. Ek meen as prof sê God en dan die verhoudings wat daaruit voortvloei, dan moet prof tog 'n spesifieke idee hê van wat prof bedoel met God. Dis mos nie iets wat relatief is of onbelangrik is, wat nie... Maar my idee van God is ook gevorm deur wie ek is, my kultuur en alles. As ek met iemand weet wat daar in die Namib-woestyn groot geword het, praat oor God, is dit nie presies soos ek nie, maar dit is nog dieselfde God waarna ons albei verwys. En ook as ek dan nou taal gebruik om die konsepte vertaal, sou ek nie kon sê dat my taal en die vertaling wat ek gebruik om dit vir daai in te sê dieselfde is nie. Dis die soort van uitdaging wat ons het as jy nou kom ons vat net as 'n voorbeeld in Japan sendingwerk doen. Jy weet waar die Shintoïsme baie ou geloof is wat 3000 jaar kom. En as jy in Japan die woord God gebruik, jy het nie ander taal as daai simbole wêreld en metaforiese wêreld om dit te gaan verduidelik nie. Dit help ook nie jy probeer sê net my westerse Engelse of wat 'n taal jy ook al van bedien met die konsepte werk daar nie. Jy weet, so daar is ons so 'n bietjie maar uitgelewer aan die manier wat die Heilige Gees werk om mense uit al die tale en kulture bymekaar te bring, nê? En dit verg presies die punt wat jy nou gemaak het en ons, jy weet, uiteindelik uitgepak het, dat dit verg in hierdie gesprekke 'n soort van 'n nederigheid en 'n bietjie 'n verbasing ook dat daai vertaling en verkondiging hoegenaamd plaasvind. As jy enige iemand vra of die Here deur sy Gees werk, dan sal sendlinge sê ja. Want dis 'n onmoontlike ding. Ek sê nou vir jou, dis onmoontlik dat jy in Indië, in Suid-Indië kan gaan en in 'n kultuur van veel godendom en jy weet 'n baie ou wêreldgodsdienst van Hindoeïsme kan gaan en jy weet waar mense vir duisende jare 'n sekere godsbeeld het en jy gaan oor God praat dat daar iets sou gebeur en tog gebeur daar iets. En
kom mense tot inkeer en omhels hulle die God wat hom in die Bybel en in Jesus openbaar het. Op maniere wat ek praat nou nie oor, ek praat maar net omdat ek waarneem en sien, want dit het gebeur. Dit is hoe dit is. En dis Gods wonder. Dit is die Heilige Gees daar. En ek weet nie altyd hoe dit werk nie, maar ek moet ook 'n afstandlikheid hê om te sê, ek kan nie heeltemal met oortuiging sê dat die definisie in al die goeters wat ek gebruik, selfs oor kerk en gemeenskappe, goed presies dieselfde is nie. Maar ek vertrou die Here dat daar meer gebeur en dat ons uiteindelik, wanneer ons saam gesprek voer en die moeilike, skuifelende bruggies van taal en vertaling gebruik om by mekaar uit te kom, jy weet dat ons mekaar vind. Dit maak dat sendelinge oor die algemeen verskriklike nederige mense is. Wyf been wee, ou maat. En party van hulle het vir 50 jaar het gedoen en dan kon hulle een ook gehelp kry. Nee, ek is goeie vriende met Andries Gous hier by ons Diagnos sending onder die Boesmans en ek het nou al met hom gepraat ook oor sy ervaring so en ek sal dit absoluut beamoen ook wat prof sê, maar my vraag is byvoorbeeld en mens hoef nou nie ding holrig te ry nie, is nou maar so laaste opmerkingie, is nou vra die ouens in Korinte vir Paulus vra oor spesifieke goed wat daar by hulle in definisies en hoe moet ons dink hieroor, en dan sê hy nie vir hulle, moenie worry nie, julle het alles wat julle nodig het om hierdie vraag self te antwoord binne in julle konteks. Hy sê nie vir hulle dit nie, van buite hulle konteks, as 'n Jood wat nou met 'n klomp Romeinse of Griekse bekeerlinge praat, sê hy vir hulle, hier is die antwoorde. Is daar iets daarvan te sê of nee, daai gedeelte waar Paulus ook, jy weet, met die filosofe in gesprek is, ek weet dit is 'n teksgedeelte in oor eksegese en ook die sistematiese teologie daaraan oor, jy weet, in watter mate sluit Paulus nou by die Griekse kultuur aan om na die Godendom te verwys en in watter mate, jy weet, reinig hy dit om, jy weet, by 'n kernbegrip aan te sluit want hy het dit nie net verwerk nie, hy het gesê hierdie onbekende God, dis hom wat ek aan julle verkondig. Maar op maniere sluit hy by hulle godsbegrip aan en op maniere bring hy iets niets na die storie toe. So daai teks is baie interessante teks wat nou al, jy weet, deur eeue en generasies al, jy weet, sendelinge beide bemoedig het, maar ook verwar het en laat wonder het. Dis hoe dit nou is, nee, want ons bringe veral alwaarteen ek waarsku is dat definisie in taal is iets wat gewoonlik inperk en beheer. Nou dit mag vir die gesprek goed wees. Maar ook oor die begrip van God, jy weet, kan ons God beskryf. Maar ons moet, jy weet, die oomblik wat jy dit met menslike taal doen, beskryf jy die onbeskryfbare. Ons doen dit altyd in nederigheid. Dit beteken nie ons gaan dit nie doen nie, maar dit beteken daar's altyd 'n voorlopigheid en 'n soort van 'n beskroomdheid om dit te doen. Dis wat ek nou maar gedink het. Jy weet, sien nou maar soos Moses wat vra hy wil God sien. En dan sê God, jy kan net sien as ek by jou verbygaan. Jy weet, van agteraf. Net nadat jy iets van my heerlikheid beleef het, kan jy net my nie verbygaan sien. Dit sê ook dat, jy weet, daar is 'n misterie. Die kan nie altyd alles beskryf nie. Nee, 100%. Ek dink net ek is maar ou wat 'n ding moet verstaan en ek dink maar net dit vir my, dit moet moontlik wees om vir iemand te kan sê hulle fouteer in terme van hulle godsbegrip. Want ons het 'n standaard wat God aan ons geopenbaar het rondom dit is wie ek is. Ek kan nie sê God is Allah nie, want dit sou fouteer in my godsbegrip. Dis eintlik maar wat ek bedoel. Weet jy wat jou gaan help hier, dan moet jy nou 'n sendeling word en dan sien ons hoe die Here dan by jou werk daar. Ek weet jy ek's geroep vir dit. Gaan try dit. Nou ja, dit is die punt, nee, want dis ons grondhouding is om 'n sendeling te wees. So, daar gaan by jou groei kom, maar dis okay. Jy weet, Barry hierdie gesprekkie, maak 'n snit oor hierdie deel van die gesprek. Jy weet, daar was in my eie lewe, moes ek ook maar, jy weet, afstand doen van my eie willigheid om sekere goeders op maniere vas te hou. Maar die groot verrassing vir my was telkens dat
die ander kant dit is 'n goeie, genadige, liefdevolle God. En ek hoef nooit die hart van my geloof prys te gegee het om te ontdek dat daar's meer in God as wat ek ooit gedink het nie, ook meer as my definisies. Nee, dankie prof, ek waardeer dit. Dan die bonusvraag hier, dis nou die laaste. Nou vreeslik dankie vir prof se geduld tot by hierdie punt en bonuspunte vir almal wat nog kyk op hierdie stadium van die geveg. Bram van der Beek sê in sy voordrag by Stellenbosch Teologiese Fakulteit, dit was in 2013 gewees, ek weet nie of prof dalk daar naby was nie, maar hy het die volgende gesê: "The Reformed tradition is considered a tradition dealing with everyday life, with work and public issues. For this tradition, there exists no sacred sphere of religion separated from the never-neutral spheres of politics and the economy." Met ander woorde, wat hy sê is gereformeerde teologie was nog altyd gesteld op die praktiese van die alledaagse lewe. En my vraag was, as ons eintlik maar dit al gehad het in die gereformeerde teologie, hoekom is iets soos missionale teologie dan nodig wat eintlik maar dan dieselfde punt maak? Ja, wel, dis nou maar net omdat ons 'n label daan gee, maar dit is nou wat ek 'n paar keer vanaand laat blyk het, dat die gereformeerde teologiese tradisie het die gesprek met ander teologiese Christelike tradisies verruim en verdiep, juis omdat ons hierdie punt kon maak en hierdie insig kon bring dat alles in die wêreld is die speelplek of die arena waar God teenwoordig is in werk. En dit het nou, ek moet sê, tot my groot vreugde, jy weet, is daar 'n groeiende, ten minste ekumeniese konsensus hieroor. En die rede hoekom dit miskien is dat ook gereformeerders het ons het nie die reformatie voltrek nie. Dit sal baie mense vir jou sê. Ons het, jy weet, in amptsbegrip en in 'n groot klomp goeders nog eintlik vasgehou aan erfenisse wat nie nodig was nie. So dit moes altyd voortgaan en daar moet nuwe nadenke kom en daar moet die bereidwilligheid kom om te sê, maar waar kan ons groei en verdiep en verder gaan. En ons het miskien dat die paradigma van mag wat hand aan hand geloop het met die aufklering en die renaissance en die magsgreep wat die betrokke politieke bedelings op 'n sekere era gehad het. Onthou nou maar dat baie, selfs ook in ons eie gereformeerde tradisie was net soos met, jy weet, die invloed van Constantyn, jy weet, was die politieke rolspelers in Duitsland en Nederland en al die plekke, maar heeltyd in die agtergrond besig om ook ons teologiese goeders te misbruik vir staatkundige en politieke magspel. En ek dink missionale teologie het nou weer 'n keer maar net as 'n tipe van 'n wekroep gekom om te sê, hier is kosbaarhede in julle geloof, hou asseblief vas daaraan, maar sien raak waarvan die goeders, jy weet, verkerklik is en waar julle eintlik jy weet, dit wat julle in julle wese is amper verloor het. OK, en as 'n mens nou missionale teologie as ekumeniese teologie daarstel, en ekumeniese teologie dink ek vir baie gereformeerdes word dit beskou as 'n tipe teologie wat, omdat dit mos nou 'n klomp kerke bymekaar probeer trek, dat dit verteerbaar wil wees vir 'n klomp verskillende teologiese tradisies, dat dit dan nou miskien vir van die gereformeerdes kan lyk na 'n tipe van 'n kompromis teologie of 'n kom ons probeer die kleinste gemeene delers kry. Hoe sou prof, dis nou miskien 'n lelike vraag, hoe sou prof gereformeerdes met missionale teologie evangeliseer? Ja, eintlik net by jou eerste vraag uitkom, om te hou nou dat die mense wat omtrent die grootste rol gespeel het by die ekumeniese beweging is juist gereformeerde teoloog gewees. Dwars deur die geskiedenis van ekumene is daar twee tradisies wat baie sterk voel daaroor. Gereformeerde tradisie en die Rooms-Katolieke tradisie. Nou die Rooms-Katolieke, nou ja, die woord Rooms-Katoliek sê vir jou alles, omdat hulle self sien as die oorspronklike voortsetting van en die ewigdurende voortsetting van die kerk. Gereformeerdes van, jy kan maar in die ekumeniese beweging kyk, Andrew Murray en jy weet, selfs die NG Kerk het 'n beduidende rol gespeel in dit en nou nog sien ek by die studiekommissies in baie plekke, daar's altyd behoorlike gereformeerde studie en insigte. So die gereformeerde teologie het eintlik nooit hierdie benadering van dat ons hoef standpunte te ondersteun wat ons verwater nie. Dit is mense wat, omdat hulle gewoond is daaraan om jy weet, hulle diepste oortuigings te verwoord,
in belydenisskrifte, jy weet, gemaklik is om ook te woord te stel wat die oortuiging is. So ek het dit in praktyk gesien en ek wil dit onderskryf dat gereformeerdes is baie tuis in ekumene. Dit is algemeen wetende so, nê. Maar om dan nou jou vraag met die angel net so bietjie, jy weet, so ek het eintlik gedink mense hoef nie gereformeerdes met missionale teologie evangeliseer nie. As jy nou na die NG Kerk se raamwerkdokument kyk, die hele inleiding van dit is eintlik 'n gereformeerde traktaat, as ek dit so kan skryf. Dis diep gebou op die hart van wat ernstig is en wat in die hart lê van gereformeerde teologie. En dit is die manier hoe gereformeerdes eintlik gehelp word om te gaan met dit wat vir hulle kosbaar is en dit wat in die konteks daar is. En daarom, jy weet, die missionale teologie by veral gereformeerde kerke in die wêreld geweldig sterk tuis gekom. Ek gaan nou nie verveel nie. Ek het toevallig 'n navorsingsprojek daaroor geloods in beide Suid-Afrika en jy weet, baie die een plek waar missionale teologie amper heel eerste veilig tuis gekom het was by gereformeerde kerke. En dit verbaas my nie. So as daar 'n gereformeerde teoloog is wat evangelisering nodig het, dan sou ek sê dit is mense waar die skille so bietjie van hulle oë sal moet afval en join the rest of the reformed world, jy weet, soort van, want dit is waar hulle reeds is. Nee, baie dankie, Maar Prof. ek kan sien jy is tuis daar. Ek kan die lig van nuwe oortuiging in jou oë sien. Glo ek. Nee, ek dink dis die punt vir my van hierdie gesprek ook gewees is op die ou end ek dink 'n mens stem saam oor die kern van die ding, dat die Here dat 'n mens aan die Messiodei deelneem, dat die Here reeds betrokke is in al hierdie kontekste wat ons voel ons die Here na toe moet vat. Ek dink die groot ding is, en ek dink dit is waar die spanning in die kerk ook lê, is wanneer dit kom by die inhoud van die sending, is wat is die konstantes en wat is die veranderlikes en hoe bepaal ons dit? En dan ook natuurlik hier teen die einde, hoe belangrik is definisies. Ek dink dit is waar die gesprek vir my op die ou end lê, en nie dat Prof my moet oortuig dat missionaliteit belangrik is nie. Ek dink as ek op 'n manier kan gemaklik raak met daai goed, ek dink dis waaroor dit vir my gaan. Ja, die maklikste is, het ek weer vir jou gesê, geword 'n sendeling. Die Here sal jou op 'n pad lei wat jou laat wonder, maar jy weet, gaan stel jou bloot, in alle erns. Jy weet, dit het in my eie teologiese ontwikkeling en in my persoonsontwikkeling om in plekke soos Indië of diep in Afrika, jy weet, of in die ooste te kom. Dit raak jou op diep eksistensiële maniere, jy weet, en jy vra op 'n nuwe manier daai vraag wat jy nou gevra het. En jy doen ook afstand. Jy offer sekere goed op ter wille van die evangelie. So die vraag aan jou, Debo, is wat is jy bereid om op te offer sodat ander mense die evangelie kan hoor? Ook jou verknogtheid dalk aan definisies. Ja, ek weet nie of ek Jy hoef nie nou te antwoord nie, ek weet dis die eksistensiële vraag. Ja, wat is ek en jy bereid om op te offer dat die evangelie gehoor word? Kyk, gemak, gerief en materiële welvaart en daai goed dink ek is die tipe goed wat Ja, dis klein goedjies daai. Dis die easy stuff. Die regte stuff is, jy weet, die diep binne in ons. Dis daar goed wat ons baie keer moet opoffer. Dis wat Paulus moes doen. Hy moes sy Joodse geloof opoffer. Hy moes alles wat sy wese is opoffer. Hy moes sy manier van dink opoffer. Om te sê vir die Griek word ek 'n Griek en vir die Jood word ek 'n Jood. Gaan dink bietjie oor wat dit beteken in terme van lewensuitkyk en filosofie en goeters, jy weet. En nou, maar ek weet nou raak ons bietjie 'n diep toonaard van goeters. Ek sê dit nie, jy weet, om jou op 'n spot te sit nie. Dit sou teen die aard van my aard as pastorale sendeling wil wees. Maar dit is die vraag wat die studies wat studente by my gedoen het. Koreane en Afrika ouens en almal oor die aanpassing en die probleme en die uitdagings van mense wat daar op die sendingveld sit. Dis die verhaal wat ek ontdek het daar. Is wow, wat is ek bereid om op te offer dat die evangelie gehoor word? Nee, dankie Prof. Dan los ons die luisteraars ook sommer met daardie vraag. En ek is verskriklik dankbaar vir die tyd wat Prof afgestaan het. Dankie vir jou tyd dat jy my tyd afstaan en my kans gee om 'n bietjie oor iets wat my na in die hart lê te gepraat het. Nee, dat 'n mens nou na 'n lekker tyd by die wildtuin so wil 'n gesprek ook moet kom behartig. Ek waardeer dit baie. Groot plesier, dankie vir jou tyd. Dankie Prof, goed gaan.